Goeiedag graad 12 leerders. My naam is Francisca Smit. Welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aan u gebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na vraestel 1 hersiening deur my voorgestel. So as ons kyk na die oorsig van vraestel 1, kyk ons na finansies wat 60% tel, datahantering wat 35% is en waarskynlikheid wat 5% is. So baie belangrik dat ons na die finansies kyk. Die totaal vir vraestel 1 is 150 punte. Die doelwitte wat ons graag wil bereik met hierdie les is aan die einde van die les behoort die leerder in staat te wees om die volgende te doen en die volgende vrae te beantwoord. Vrae oor finansies, datahantering en waarskynlikheid. Voorkennis wat jy moet hê voordat ons die les begin vandag is jou terminologie, finansiële dokumente, belasting, dit is jou BTW, hoe om inklusief en eksklusief uit te werk, en jou tariewe stelsel, watertariewe, elektrisiteitstariewe en dan selfoontariewe. Inkomste, uitgawes, inkomste en uitgawes status, wins en verlies, die verkoop en koopprys en dan die gelykbreekpunt. Rente, bankwese en lenings, inflasie en wisselkoers. Datahantering, moet jy weet hoe om data te organiseer en op te stel, data te versamel. Ons gaan klassifiseer watter tipe data dit is en die opsomming behels om die mediaan, modus en gemiddeld te bepaal. Waarskynlikheid gaan ons kyk na wat is die moontlikheid dat iets kan plaasvind. So ons kry gevalle waar ietsie onmoontlik is, so dit kan teen geen omstandighede gebeur nie, of ons kyk na seker, wat ons met gemaklikheid kan sê, dit is 100% dat ietsie plaas gaan vind. Dan het ons tussendeur gevalle, waar ons kan hê 50%, wat ons 'n ewe kans noem, en dan as iets nie presies in die middel is nie, kan dit nader aan onmoontlik wees, wat 25% vir onwaarskynlik is. En die ander 25, as dit nie 50% is nie, of seker nie, dan kyk ons na hoogs waarskynlik of waarskynlik wat 75% is. As ons verder kyk, jou grondlyn assessering, wat se kennis moet ons al klaar hê? Daar is een vraag verskaf, 'n vergelyking van 2022 en 2023 verbruikersprysindeks mandjie, totale word in die tabel gegee. So die verbruikersprysindeks mandjie vergelyk ons die inflasie van die vorige jaar met die huidige jaar. So ons kyk met wat het die pryse opgegaan. So as ons gaan kyk vraag 1.2.1, klassifiseer die data hieronder as numeries of kategoriese data. So as jy ons kyk daarna, wat gaan hierdie waardes wees? Ek gee vir jou 1 minuut. Kom ons kyk of jy hierdie data kan groepeer. Dankie graad 12. Kom ons gaan verder. Ons sal al hierdie vrae saam bespreek. Vraag 1.2.2. Skryf die modale mandjieprys vir 2023 neer. Weereens gee ek vir jou net 'n paar sekondes om te kyk of jy die modale klas kan identifiseer. Graad 12, het julle hom? Vraag 1.2.3. Bereken die mediaan mandjieprys vir 2023. Ek gee weereens vir julle net 2 minute om te kyk of jy dit moontlik kan bepaal. Dan vraag 1.2.4, bereken die gemiddelde mandjieprys vir 2022. Daar het jy nog 2 minute nodig
om te bepaal wat die gemiddelde is. Groot tools, ek hoop regtig hartlik julle het hom probeer. Vraag 1.2.5 sê hulle identifiseer die derde hoogste persentasieverskil. Kom ons kyk wat jy hom kan kry. Die laaste vraag is, skryf die persentasieverskil vir spar as 'n gewone breek. Graad 12, probeer die vraag soos ons dit verder bespreek. Vraag 1.2. 'n vergelyking van die 2022 en 2023 myntjie totaal word in die tabel hieronder gelys. Vraag 1.2.1 sê hulle klassifiseer die data hieronder as 'n numeriese of kategoriese data. Nou, as ons kyk na die tipe datas wat ons kry, numeries, die numeriese een verwys na getalle. Getalle, dit is alles met nommertjies te doen. Kategories is wanneer ons verwys na name. Name, byvoorbeeld voertuie of parfum, enigiets te doen met 'n naam. Waar numeries is getalle. Numeriese data kan in 2 verdeel word. Numeriese data kan diskrete data wees. Diskrete data. Of dit kan kategoriese kontinu. Dit kan diskrete data of kontinu data wees. Diskrete data is te doen met heelgetalle en kontinu data is getalle wat desimale behels. So daar's desimale in die getalle. As ons verder gaan kyk, die is dus numeriese getalle, want hy het met getalle te doen. Vraag 1.2.2, skryf die modale myntjie vir 2023 neer. So as ons gaan kyk na 2023, dan gaan ons en definieer die term modale. Modale beteken die een wat die meeste voorkom. So dis die een wat die meeste herhaal. So as ons gaan kyk na hierheen, is dit die getal 650 en 650, want daarin gebeur net een keer 701, 732 gebeur net een keer, 670 gebeur net een keer. So wat se getal herhaal die meeste is 650,84 sent. Vraag 1.2.3 bereken die mediane myntjieprys vir 2023. Mediaan beteken dis die getal in die middel. So eerste stap met mediaan is ons moet dit rangskik van kleinste na grootste. So rangskik van kleinste na grootste. En dan tweedens gaan soek ons vir die getal in die middel. So as ons gaan kyk, hulle vra 2023, so nou weer eens gaan rangskik jy van kleinste na grootste. As ek hulle rangskik, kry ek 650,84, 650,84 sent, dan kry ek 670, 707 en dan die laaste een 732. As ons uitkanseleer en kyk wat se getal vind plaas in die middel, dan gee hy vir jou 670. So kanseleer uit van die punte tot in die middel. Vraag 1.2.4 bereken die gemiddelde myntjieprys vir 2022. Gemiddelde myntjieprys beteken dit ons stel al ons datastukke bymekaar en ons deel dit deur die aantal data wat ons het.
So as ons gaan 2022 is dit daardie kolom daarso. En as ons dan verder kyk, het ek nou net gesê, ons plus al die datastukke bymekaar en dan tel ons fisies, hoeveel datastukke is daar? Daar's 1, 2, 3, 4, 5. So, eerstens tel ons alles bymekaar en deel deur 5. Dan gaan kyk ons na ons antwoord en die antwoord is 583,12 sent. Vraag 1.2.5 Identifiseer die derde hoogste persentasie verskil. So jy gaan eers gaan kyk persentasie verskil en dan rangskik jy van die hoogste na die minste. So as ons gaan rangskik, dan kyk ons van die grootste na die kleinste en die derde een is 15,42. Vraag 1.2.6 Skryf die persentasie verskil vir spar as 'n gewone breek. So, skryf die persentasie verskil as 'n gewone breek. So, ons gaan na spar toe. Ons kyk na die persentasie. Dit is 24%. 'n Persentasie is altyd uit 100. So, die persentasie is uit 100. So, dit beteken 24% is 24 op 100. As ons hom dan vereenvoudig, nadat jy 24 op 100 in jou sakrekening gedruk het, sê jy is gelyk aan, en hy vereenvoudig hom vir jou op 6 op 25. Eksamen tipe vraag. Vraag 1. Weens inflasie wend baie Suid-Afrikaners hulle tot huishoudelike merke om hul voedselbegroting te help verminder. Die tabel langsaan vergelyk die prys van 10 voedselitems en 6 nie voedselitems by 5 verskillende kleinhandelaars in 2023. Dan gaan kyk ons na die vraag. Vraag 1.1.1 sê, identifiseer die winkel met die goedkoopste wit suiker. Kom ek gee vir julle so 'n paar sekondes. Kyk na die winkel met die goedkoopste suiker. So die laaste kolom kyk wat sien is die goedkoopste. Graad 12, ek hoop jy het hom probeer. As ons gaan kyk wat se winkel het die goedkoopste suiker, is dit Food Lovers. Vraag 1.1.2 Identifiseer die term inflasie. Definieer, so wat staan inflasie voor? Wat is die definisie daarvan? Weereens, probeer jy die vraag en kom ons kyk wat is jou antwoord. Graad 12's, jy het 2 minute gehad. Ek hoop jy het 'n antwoord vir die inflasie en wat die definisie is. As ons kyk na die definisie van inflasie, dis waarteen 'n prys van goedere en dienste vermeerder, die stygings van die koste van goedere oor 'n tydperk. Vraag 1.1.3 Reël die prys van bevrore gemengde groente van al die verskillende kleinhandelaars in stygende volgorde. Nou, stygende volgorde verwys na klein, na groot. So as ons gaan kyk na die prys van gemengd frozen vegetables, dit is jou bevrore gemengde groente,
As ons daarna kyk, rangskik dit in stygende volgorde. Weereens gee vir jou so 'n minuut om te kyk watser getalle kom eerste tot en met die hoogste. Graad 12, ek hoop jy dit probeer. Kom ons kyk gou. Ek het 29,99 eerste. Dan het ons 34,99. So daardie eens eerste, dan daardie een. Dan het ek 39,99. Dan het ek 43, dan 46 en dan 47. So as ons hulle rangskik, dan is daardie die volgorde. So 29, 34, 39, 43, 46 en 47. Baie belangrik, laat jy die desimale ook neerskryf. Vraag 1.1.4, wys hoe die mandjie totaal van 812,84 vir die Woolworths bereken is. So, hoe het hulle by daardie groot totaal uitgekom? As ons gaan kyk, het hulle die food totaal en dan die non-food totaal. Het hulle by mekaar geplus. En dan kry jy die 812, want die food totaal is 'n subtotaal vir al daardie produkte. En 324 is 'n subtotaal vir al daardie produkte. Vraag 1.1.5, bereken die verskil in prys van 'n bottel chutney by Food Lovers en by Spar. So ons gaan na chutney toe. Ek wil Spar vergelyk met Food Lovers. En dan vra ek jou die prys verskil. Wat beteken die term verskil? Dit beteken ons minus. So as ons minus, graad 12, wat is jou antwoord? Kom ons kyk, wat kry jy as jy dit in jou sakrekenaar trek? So as ons daardie twee gaan minus, kry jy 'n antwoord van R19. Vraag 1.1.6, skryf die naam van die twee voedselitem wat dieselfde prys het by 5 van die winkels. So die prys het nie verander nie, by om te ewe die winkel wat jy koop. So as jy gou gaan kyk na dit, kyk of jy die produk kan kry wat dieselfde gebly het. Ek gee vir julle 'n minuut. Graad 12, ek hoop jy die antwoord gekry. As ons kyk, wat een is dit kool? Kool het dieselfde gebly by 5 winkels. So kool is cabbage. As ons gaan kyk, is dit R19,99, 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 R19,99. So dis dieselfde. Vraag 1.1.7, skryf as 'n eenheidsverhouding die prys van tuna tot die prys van appels by Checkers. So dis twee verskillende produkte, maar een winkel. Hulle sê die prys van tuna tot beteken dubbelpunt tot die prys van appels. So as ons gaan kyk, prys van tuna is R19,99, die prys van appels R34,99. As ek hom gaan skryf in die regte formaat, dan kry ek R19,99. Eenheidsverhouding beteken jy moet hom vereenvoudig 1 tot iets. So as ons gaan vereenvoudig,
kry jy 0,571 tot 1. Eenheidsverhouding beteken rondaf tot 1. 1 tot iets vereenvoudig. Die volgende vraagie is vraag 2, wat ons kyk bietjie na belasting. Nou, daar is terminologie wat baie belangrik is met belasting, byvoorbeeld jou kortings, jou belastingdrempel en jou belasbare inkomste. En dan kry ons mediese krediet ook. Vraag 2.1 sê, Joanne, 'n 56-jarige professionele persoon, werk as 'n rekenmeester. Sy is 'n hooflid van haar mediese fonds, saam met haar man en seun. In 2022 na 2023 belastingjaar het sy 'n gemiddelde inkomste van $47,520 per maand verdien. Gebruik die belastingtabel aan jou linkerkant, daardie tabel, langsaan oor die manier waarop individuele persone inkomstebelasting betaal en gebruik dit om die vraag wat volg te beantwoord. So kom ons gaan kyk na die vraag. Vraag 2.1.1, wie is die organisasie wat verantwoordelik is vir die invordering van belasting? As ons kyk daarna, is dit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, SUID, baie bekend as SARS. Vraag 2.1.2, gee ek vir jou 'n minuut om te bespreek die doel van betaling inkomstebelasting. Wat is die doel? Kan ons 'n 2 minute breek vat? Bespreek die doel van betaling inkomstebelasting. So as ons gaan kyk daarna, waarom betaal ons dit? Dit is 'n inkomste vir die regering om paaie en onderrig eens te verbeter. So die doel van die regering van die belasting, van inkomstebelasting, is om staatsdienste en infrastruktuur te finansier, insluitend gesondheidsdiens, onderwys en openbare veiligheid. Vraag 2.1.3, wat is die maksimum belasbare inkomste vir die belastingsgroep 3? So ons gaan kyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar is 7 kategorieë. As ons gaan kyk na die derde een, dit is daardie een, wat is die maksimum salaris? 512.800. En ons het daardie antwoord. Vraag 2.2, Joanne, 'n 56-jarige professionele persoon, werk as 'n rekenmeester. Sy is die hooflid van haar mediese fonds, saam met haar man en seun. In die 2022-2023 belastingsjaar het sy gemiddelde belastinginkomste van $47,520 per maand ontvang. Bepaal Joanne se jaarlikse belasting. Graad 12, ek gee vir jou 2 minute om te kyk of jy die jaarlikse belasting kan bepaal. Graad 12, ek hoop jy het dit hartlik probeer. So as ons kyk na dit, dan sit ek met 'n maandelikse inkomste. Hulle vra, ek moet dit verander na 'n jaarlikse een. En hoeveel maande is in 1 jaar? Daar's 12 maande. Die woord per dui aan dat ons gaan maal vir elke een. So as ons gaan maal, dan is haar belasbare jaarlikse inkomste
570.240. Vraag 2.2.2 sê hulle vir jou, Joanne, 'n 56-jarige professionele persoon werk as 'n rekenmeester. Sy is 'n hooflid van haar mediese fonds saam met haar man en seun. Bereken Joanne se jaarlikse mediese krediet. So as ons gaan kyk, mediese krediet is in die laaste tabel. Ons kyk na die principal, dis die belastingbetaler. Eerste dependent is haar man, so die gaan Joanne wees. Haar eerste afhanklike is haar man, en dan haar enige ander afhanklike is haar seun. En dan gaan kyk ons, hulle soek die jaarlikse bedrag. So sy gaan al 3 kategorieë moet betaal. So sy betaal 364 vir haarself, 364 vir haar man, 264 vir haar seun. So ons gaan daardie eers by mekaar plus graad 12 en dan weer eens, die is per maand. So jy gaan hom maal met 12. Graad 12, die volgende vraag gee ek vir jou 2 minute om te bepaal wat ons antwoord gaan wees. Hulle sê Joanne, 'n 56-jarige professionele persoon, jaarlikse belasbare inkomste is 570.240 wat ons bepaal het in die vorige vraag. Jaarlikse belastingkrediet wat 11.688 is, wat die vorige vraag was, so daardie is vraag 2.2.1. Daardie vraag is 2.2.2 se antwoorde. Bepaal die jaarlikse bedrag belasting wat Joanne moet bepaal. Nou as ons gaan kyk, gaan ons eers al bedrag kry voordat sy mediese krediet of korting kry. So ons moet haar salaris vat en ons moet eers bepaal in watse kategorie sy val. So ek gee vir jou 2 minute om daardie berekening te doen. Graad 12, dankie baie. Kom ons kyk. So jou antwoord is kategorie 4. Dis die 121.475 plus die 36%. Die bedrag bo beteken wat ook al meer ek het bo die prys van 512.800. So ek gaan minus om te sien hoeveel het ek meer. Hoeveel het ek meer? En as ek dit in my sakrekenaar druk, dan kry ek 'n antwoord van 142.153,40. Dit is belasting voor aftrekkings. Nou as ons gaan kyk, hoe oud is Joanne? Sy is 56 jaar oud. So sy kry primêre korting. Indien sy ouer was en sy was 65, sou sy primêre en sekondêre afkorting kry. Dan 'n persoon wat 75 en ouer is, kry primêre, sekondêre en tersiêre korting. So hoe ouer jy is, hoe meer korting kry jy. So primêr vir enigiemand onder 65, sekondêr is vir iemand bo 65, maar dan kry hulle primêr en sekondêr. Tersiêr is vir mense wat ouer is as 75 en dus kry hulle nie net tersiêr nie, maar hulle kry primêr, sekondêr en tersiêr. So as ons haar belasting gaan uitwerk wat sy moet betaal na afkortings, is dit haar belasting wat ons bereken het in die vorige stap, minus haar korting, minus haar mediese krediet. So haar finale antwoord is 113.230,40. Vraag 2.4
Sê hulle, Michael spaar vir 'n oorseese reis oor 3 jaar wat hom altesaam sal kos 38.000. So dit is wat hy moet spaar. Hy het sy wins van 32.500 vir 3 jaar belê. Sy bank het hom 6% per jaar enkelvoudige rente aangebied. Nou as ons gaan kyk, wat is die formule vir enkelvoudige rente? Dit is rente is gelyk aan jou beginbedrag maal met jou rente koers maal met jou tydperk. Nou al 3 daai inligting het ons. Ons het ons beginwaarde, ons het ons rentekoers en ons het ons tydperk. So daai is jou P, jou N en jou R. Kyk of jy kan bepaal of hy genoeg gaan hê om aan die einde van die jaar kan oorsee gaan. Graad 12, kom ons kyk gou. As ek invervang het, dan sit ek met weer eens die P maal die R maal die T, die tydperk. Die R kan ek op 'n 100 sit en dis wat daar aangedui word, want die R is 'n persentasie. So as ons verder gaan en ons bepaal het, dan druk ek als in my sakrekenaar, my rente werk uit 5.850. Dan gaan ek verder en ek gaan en kyk, wat het hy aan die einde van die 3 jaar? Hy het 5.850 wat sy rente is, plus dan sy bedrag wat hy belê het, die 32.500. So as ons daardie totaal uitwerk, het hy 38.350. Dan moet ek 'n vergelyking tref. 38.350, is dit meer as 38.000 of is dit minder? In die geval is dit meer, dus het hy genoeg. Hy sal aansienlik meer hê as 38.000, so hy kan oorsee gaan. Vraag 2.5 sê hulle, meneer Lamini het 'n lening van 200.000 aangeneem. Sy moet die lening terugbetaal na 2 jaar teen 12,5% rente. In hierdie geval is dit jaarliks saamgestelde rente. So ons begin weer. Ons het 'n P, ons het 'n R tydperk, die N of die T en ons het die R vir die rentekoers en weer eens dis 'n persentasie. Bereken die totale waarde wat mevrou Dlamini aan die einde van die 2 jaar moet hê. So as ons kan onthou, jaarlikse saamgestelde rente is jaar op jaar. So dit bou op mekaar. So dit is rente gebou op rente. Ek gee vir jou so 2 minute, kyk of jy dit kan bepaal. Kom ons probeer eerder 3 minute. Okay, as ons kyk na dit, dan sit ek met A is gelyk aan P, 1 plus R op N maal NT. So as ons hom gaan uitwerk, is dit 1 maal 2, druk hom in jou formule, jou antwoord is 253.125. Of jy kan hom werk met die enkelvoudige renteformule vir 1 jaar, die totaal bereken en dan vervang jy die nuwe totaal van jaar 1 in
sodat jy jaar 2 se rente kan bepaal. Eksamenvraag 2.6, nog 'n eksamenvraag. Met die konstante beerdkrag het Cillian besluit om 'n kragopwekker op die plaas te installeer. Hy het 'n kwotasie gekry vir 'n 140 kW diesel koopkragwekker. Die prys wat Cillian van die handelaars verkry het, word hieronder getoon. So, ek het 2 opsies waarmee ek die kragopwekker kan koop. Opsie 1 is ek betaal kontant. Opsie 2, ek gaan vir die huurkoop opsie. So as ons gaan kyk, sê hulle vraag 2.1.6. Verduidelik die term huurkoop. Graad 12, as ons kyk na die term huurkoop, dan gaan ons en gaan sien, huurkoop is 'n stelsel waar iemand goedere in gereelde paemente terugbetaal vir die tydperk wat dit gebruik word. So jy betaal dit maandeliks terug tot en met dit klaar betaal is, tot en met jy die volledige bedrag gedek het. So, vraag 2.6.2, bepaal BTW uitgesluit. Die kragopwekker se kontantprys is BTW ingesluit. Beteken dit, jy moet die uitgesluit bepaal. Jy moet die BTW gaan uithaal. So, daar is die eerste opsie, jy deel met 1,15 of jy gaan 100 op 115 vat en ons gaan maal, want ek wil die BTW uithaal. BTW is klaar ingesit. So dit gaan my ook dieselfde bedrag gee van 283.821. Vraag 2.6.3 Bereken die totale bedrag wat Cillian sou betaal vir die kragopwekker as hy kontant betaal het vir die kragopwekker met installasie. So graad 12, baie belangrik. Ek soek 'n totale bedrag wat die persoon betaal het. Ons weet hy het kontant betaal vir die kragopwekker met installasie. So as ons gaan kyk, die kontantprys en die installasie moet ek bepaal. So as jy dit gou in jou sakrekenaar druk, wat is jou totaal? Graad 12, as ek dit in my sakrekenaar gedruk het, is my antwoord 361.395. Vraag 2.6.4 Bereken die totale bedrag wat Cillian sou betaal vir die kragopwekker as hy die kragopwekker gekoop het met die gebruik van die huurkoop opsie. So ons gaan kyk na die huurkoop opsie. Huurkoop opsie het hy 'n deposit toe. En dan het hy 'n maandelikse paaiement wat hy terugbetaal oor 'n tydperk van 2 jaar. En hy die totale installasie fooi. So as ons gaan kyk, deposit toe is 10% van die bedrag wat hy moet betaal, 326.395. En dit gee jou antwoord van 28.382,17 sent. Nadat hy die deposito betaal het, wat is tweedens? Die maandelikse paaiement. So hoeveel spandeer hy op die maandelikse paaiement? Graad 12, vat 2 minute en bepaal die vraag. Graad 12, ek hoop hartlik jy dit probeer, en indien jy meer tyd het, asseblief, soos ons dit bespreek, maak die som klaar. As ons gaan kyk, maandelikse paaiement beteken nie elke liewe maand betaal ons dit. As ons gaan kyk na ons tydperk,
ons tydperk is in jaar. Daar is 'n probleem. Ons moet kyk om daai jare na maande toe te verander. So ons maal dit met 12. So dit gee vir my 'n totale aantal maande van 24. So ons kyk na die bedrag wat hy betaal maandeliks, maal 24 en dit gee hom 408.760. Dus spandeer hy die deposito en die totale installasie. Dit gee vir hom 437.142,97. Die volgende eksamenvraag is Tukelo Sekondêre Skool Matriek Danskomitee bak en verkoop muffins. Om fondse in te samel vir die matriekdans, gee die grafiek vir totale koste en totale inkomste vir die muffins. So aan die kant sal jy sien, daar's 'n grafiek, dit gee vir my 'n A-lyn en 'n B-lyn. Vraag 2.8.1. Noem wat elk van die lyne in A en B verteenwoordig. En dan vraag 2.8.2. Skryf die vaste koste neer. So as ons begin, wat se grafiek begin by 0 en wat se grafiek begin by die bietjie boontoe. So 0 wys vir ons, jy het nog nie betaal nie. Daar was nog nie 'n inkomste en daar was nog nie 'n uitgawe nie. So lyn B wys vir my, as ek niks koop nie, gaan ek niks maak nie. So lyn B is my inkomste. Lyn A is my uitgawes, want ek moet geld hê om geld te spandeer. Ek moet iets aankoop om te kan verkoop. So lyn A verteenwoordig die totale inkomste en lyn B verteenwoordig die totale koste. Skryf die vaste koste neer. Vaste koste is voordat ek nog enigiets kan verkoop of maak, is daar kostes soos die huur van instrumente of die huur van 'n stalletjie. Dit is goed wat ek vooraf moet betaal voordat ek produkte kan produseer. So dis wanneer my produksielyn by 0 is. En as ek gaan kyk, is dit waar my grafiek begin vir die uitgawes. En dit is 500. Alright, grade 12 so. Die volgende vraagie is, bepaal die koste om te bak 300 muffins. So as ons gaan kyk, waar is 300 muffins geleë op ons asstelsel? As ons omskat, dan is hy daar 300. Jy gaan op met jou grafiek. Die kostelyn het ons gesê is lyn B, want hy begin met 'n waarde. So as ons dan kant toe gaan, wat kos dit? Dit is 1400. Die volgende vraagie is, bereken die verkoopsprys vir elke muffin. As ons daarna gaan kyk, gaan jy sien, die prys was nou op die bord, want ek net die stappe deurvat. As ons gaan kyk na die 2000, die inkomste kan ek presies aflees as 1000. So, ons vat die 2000 gedeel deur 400 of 1000 gedeel deur 200 en jy gaan jou antwoord kry van R5 'n muffin. Vraag 3. Sê hulle gebruik hieronder verteenwoordig die punt te behaal in wiskundige geletterdheid toets vir klas A by Hoenburg Gekombineerde Skool. Vraag 3.1 sê hulle, identifiseer die tipe diagram wat hieronder geteken word. So as ons kyk na die grafiek, wat se tipe diagram of grafiek is hierdie? Vraag 3.2, skryf die mediaan vir die klas A neer. En vraag 3.3,
Bereken die verskil tussen die maksimum en die minimumpunte vir klas A. So hierdie tipe grafiek moet ons kan identifiseer. Ons het gewoonlik die minimum en die maksimum op die uiterpunte. Ons het kwartaal 1, ons het kwartaal 2 en dan het ons kwartaal 3. So ek hoop hartlik julle van die tyd en julle probeer die som. Graad 12 opsomming, samevatting van die les is die opstel van data wat jy begin met die versamel van data en dan som ons dit op. Ons identifiseer die mediaan, die gemiddeld, ons bepaal die modus en ons kry ons omvangs. Die laaste vraagie het ons bietjie gewerk met 'n snor en baardiagram. En dan kyk ons na finansies, wat ons werk met tariewe, ons kyk na belasting en dan kyk ons na finansiële dokumente. Waarskynlikheid is die kanse dat iets gaan gebeur. Voorsien aan die volgende les gaan voorbereiding wees vir die Junie eksamen. Dankie dat julle na my geluister het. Ek hoop regtig julle vind hierdie les interessant en ek hoop om julle volgende keer te sien.